Ja, ek na aanleiding van kommunikasie wat ons gekry het van meer as een persoon. Is daar baie misverstande rondom die gedagte of die praktyk by werkgewers om iemand as 'n onafhanklike kontrakteur aan te stel. Nou ons verstaan hoekom werkgewers dit wil doen, want dit vat die onus baie opsig van 'n werkgewer af weg, maar en ouens kom weg daarmee vir solank die verhouding hou, maar dis wanneer daai verhouding suur word, daai kontrakteur verhouding suur word wat hierdie ding terug kan kom en gaan skeefloop, ja. En skeefloop en dan het die werkgewer 'n probleem. Wil jy nie daai regsposisie verduidelik, wanneer is 'n persoon werklik 'n onafhanklike kontrakteur? So 'n persoon is 'n onafhanklike kontrakteur as hy basies vir sy eie rekening werk. So 'n tipiese 'n loodgieter wat inkom en werk kom doen en hy stuur jou 'n rekening vir sy werk. So hy is nie onder jou beheer nie. So daar's twee toetse wat van toepassing is. So die wet self, die wet op basiese diensvoorwaardes, as ook die wet op arbeidsverhoudinge, 'n toets wat sê wat 8 faktore lys vir persone wat onder die BCEA threshold verdien. Dis so R250,000 per jaar. So 'n persoon wat onder dit verdien, is daar 'n lys faktore wat handel oor is hierdie persoon ekonomies afhanklik van die werkgewer, verskaf hy sy toerusting of uitsluitlik afhanklik van die werkgewer. Nie noodwendig uitsluitlik afhanklik nie. Of is hy onder die beheer van die werkgewer. Daar's 'n klomp faktore. En indien enige van hierdie faktore teenwoordig is, dan word die persoon geag 'n werknemer te wees. En die werkgewer moet dan bewys of dit weer lê dat hy nie 'n werkgewer is, daai vermoede weer lê dat hy nie 'n kontrakteur is nie, maar 'n persoon met die vermoede dat hy 'n werknemer is weer lê. So die bewys is op die werkgewer daarso. Persoon wat oor die threshold verdien, met 'n ander toets. So dit is 'n algemene regtoets wat gaan hulle noem die dominant impression test, waar die hof sal kyk na al die omstandighede rondom die verhouding. Wat hierdie faktore insluit en die kontrak en alle faktore wat teenwoordig is, en dan besluit wat is die dominante indruk van die verhouding en daarop gebaseer besluit of dit 'n kontrakteur of 'n werknemer verhouding is.